Welkom by ons potsending. Vandag verdiep ons onsself in 'n fundamentele regulasie vir die industriële duiksektor in Sicilië. Ons praat oor die norme wat die inshore en offshore opleidingspaaie reguleer, soos voorsien deur die presidensiële dekreet nommer 31 van 7 Desember 2018. Hierdie dekreet is deurslagvaardig omdat dit artikel 5 van die streekswet nommer 7 van 21 April 2016 implementeer, deur duidelike en gedetailleerde vereistes vas te stel vir diegene wat hierdie professionele aktiwiteite wil onderneem. Al hierdie bepalings word in byla 1 van die dekreet self uiteengesit. Ons begin met die eerste tipe opleidingspad, die vir die Somersoter Inshore Diver, wat onder artikel 2 paragraaf 1 letter A van die streekswet val. Wat die vereistes vir die entiteite betref wat die opleiding aktiwiteit verskaf, moet hulle beskik oor 'n oppervlakstasioen vir lugduik, kompleet met beheerpanele, lugtoevoer, kommunikasiestelsels en 'n duikalm. Dit is 'n vereiste vasgestel deur artikel 2 paragraaf 6 van die streekswet. Wat die toelatingsvereistes vir kandidaate betref, is daar verskeie punte om in ag te neem. Eerstens is Italiaanse burgerskap of die van 'n ander lidland van die Europese Unie nodig. Alternatiewelik kan burgers van ander nasionaliteite of staatlose persone deelneem, mits hulle gereeld in die gebied van die Unie woon of erken word as ontvangers van internasionale beskerming volgens die geldende nasionale wetgewing. Die besit van die lisensie van die finale staatseksamen van die eerste onderwyssiklus of 'n gelykwaardige kwalifikasie word vereis. Vir Italiaanse burgers en burgers van EU-lidlande is dit noodsaaklik om 'n geldige libretto di ricognizione erkenningsboekie te hê wat sertifiseer dat hulle geregistreer is in 'n register van duikers in plaaslike diens, soos gespesifiseer in artikel 3 van die ministeriële dekreet van 13 Januarie 1997. As 'n alternatief hiervoor word die sertifisering van internasionale mediese ondersoekings aanvaar wat die psigofisiese geskiktheid vir die uitvoering van industriële duikaktiwiteite bevestig volgens die IMCA D20-1 standaard van 2 Julie 2001. Vir nie-EU-burgers is dit egter verpligtig om hierdie sertifisering van internasionale mediese ondersoekings te besit, altyd volgens die IMCA D20-1 standaard. Die vaardighede wat binne die raamwerk van hierdie pad aangeneer moet word uiteengesit in ooreenstemming met die formaat en struktuur van die repertorium van kwalifikasies van die streek Sicilië, met inagneming van die beskrywende reëls van die ministeriële dekreet van 30 Junie 2015 rakende die samestelling van die nasionale kwalifikasieraamwerk. Ten slotte, wat die bodemtye tempi di fondo betref, wat aan die einde van die pad verwerf moet dit ooreenstem met die gedefinieer deur die IDSA standaarde, International Diving Schools Association Standard and Procedures van 14 April 2014, spesifiek die vlakke IDSA 1 plus IDSA 2, soos aangedui in hoofstuk 4, afdeling 2, tabel 6, of in hoofstuk 2, afdeling 1, tabel 3. Dit is noodsaaklik dat hierdie bodemtye toepaslik aangeteken word in die individuele logboek van elke duiker. Ons gaan voort met die tweede opleidingspad, die Top-Up Offshore Diver, voorsien deur artikel 2 paragraaf 1 letter B van die streekswet. Van die entiteite wat die opleidingsaktiwiteit verskaf, word vereis om oor 'n persligduikstasie te beskik, toegerus met 'n oop klok of 'n basket. Indien nodig, moet die ondersteuningseenheid 'n hiperbariese kamer insluit wat toepaslik toegerus is met gekwalifiseerde personeel vir die gebruik daarvan, gereed om die onderwateraktiwiteite te ondersteun. Hierdie bepaling word gespesifiseer in artikel 2 paragraaf 7 van die streekswet van die streek Sicilië. Die toelatingsvereistes vir die top-up is grootliks soortgelyk aan die vir die inshore diver, Italiaanse of EU burgerskap of buitelanders of staatslose persone wat in die EU woon met internasionale beskerming en die besit van die eerste siklus onderwyslisensie of gelykwaardig. Die vereistes vir die libretto, die riconoscenza of die IMCA D20-01 internasionale mediese sertifisering is ook dieselfde. Daar is egter bykomende vereistes vir die top-up. Kandidate moet reeds bodemtye besit wat ooreenkom met vlakke IDSA 1 plus IDSA 2, soos gedefinieer deur die IDSA standaarde van 14 April 2014. Hierdie moet in die individuele logboek ververifieerbaar wees.
Verder word 'n geskikte kwalifikasie vir noodhulp vereis, spesifiek diver medic soos gedefinieer in artikel 2, paragraaf 5 van die streekswet van die streek Sicilië. Ook vir hierdie pad word die vaardighede wat aangeleer moet word uiteengeset volgens die repertorium van kwalifikasies van die streek Sicilië in samehang met die ministeriële dekreet van 30 Junie 2015. Aan die einde van die top-up-pad moet die bodemtuie wat verwerf word die vlakke IDSA1 plus IDSA2 plus IDSA3 bereik, soos gespesifiseer deur die IDSA-standaarde. Weereens is dit noodsaaklik dat hierdie tye in die individuele logboek aangeteken word. Ten slotte gaan ons na die derde opleidingspad, die vir Altofunda Lista Offshore Sat Diver, voorsien deur artikel 2, paragraaf 1, letter C van die streekswet. Die entiteite wat hierdie opleiding verskaf, moet diepseestelsels gebruik wat 'n geslote klok en 'n dekompressiekamer insluit. Die stelsel moet toepaslik gesertifiseer en in stand gehou word in ooreenstemming met die vereistes van die bevoegde klassifikasieverenigings in PVHO, oftewel drukvate wat deur mense beman of bewoon word. Dit word vasgestel deur artikel 2, paragraaf 8 van die streekswet. Die toelatingsvereistes vir die Altofunda Lista is weer eens baie soortgelyk aan die voriges, wat betref burgerskap, opvoedingskundige kwalifikasie en IMCA 20D1 internasionale mediese sertifisering. Maar as 'n toegangsvereiste moet kandidaate reeds bodemtuie bereik het wat gelykstaande is aan vlakke EDSA 2 plus EDSA 3, soos gedefinieer deur die EDSA standaarde van 14 April 2014 en hierdie moet in hulle individuele logboek gevind kan word. Verder word die geskikte kwalifikasie vir noodhulp diver medic vereis, volgens artikel 2, paragraaf 5 van streekswet nommer 7 van 2016. Die vaardighede wat in hierdie pad aangeleer moet word, volg ook die formate en struktuur van die repertorium van kwalifikasies van die streek Sicilië in lyn met die ministeriële dekreet van 30 Junie 2015. Vir die bodemtuie wat aan die einde van die opleiding as Altofunda Lista vermerk moet word vereis om die vlakke EDSA 2 plus EDSA 3 plus EDSA 4 te bereik, altyd volgens die EDSA standaarde. Ook in hierdie geval is registrasie in die individuele logboek verpligtig. Ter opsomming, die presidensiële dekreet nommer 31 van 2018 in uitvoering van die streekswet nommer 7 van 2016 stel 'n duidelike en streng regulatoriese raamwerk vas vir die opleiding van industriële duikers in Sicilië, wat verseker dat professionele persone gekwalifiseerd en voorbereid is om die uitdagings van hierdie spesialiteits- en delikate sektor die hoof te bied. Hierdie regulasies is daarop gemik om die standaarde van veiligheid en professionaliteit te verhoog. Ek bedank u dat u na ons geluister het. Oorweeg asseblief om hierdie episode met ander te deel wat dalk geïnteresseerd is.